Voordat ons gaan saamlees uit die woord van die Here, gaan ons eers saam bid. Here, ons sê vir U baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons hier in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat U saam met ons hier is, ook deur U Gees. Maar dankie dat ons ook mekaar hier as broers en susters kan ontmoet. Dat ons op hierdie baie spesiale manier ook vir mekaar liefde kan betoon. Deur net saam te wees hier in die kerk. En Here, soos elke Sondag vra ons maar weer dat U deur U woord met ons sal praat. Here, dat U vir ons 'n fyn ingesteldheid sal gee op U stem as U deur U Gees met ons praat. In Jesus se naam. Amen. Ons lees vandag uit Lukas hoofstuk 16 vanaf vers 19. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daarin kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep: Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê: My kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy: Ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het tog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê: Hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter: Nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Geliefdes, op 28 November 1987 het die grootste lugramp ooit in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse lugdiens plaasgevind, toe die Helderberg, 'n Boeing 747, naby Mauritius in die see geval het en al 159 persone aan boord omgekom het. Baie van julle sal nog onthou hoe dit daar vir weke lank gesoek is na die sogenaamde black box, wat opnames bevat van die laaste gesprekke wat in die kajuit plaasgevind het, tussen die vlieëniers en dan ook ander belangrike tegniese inligting wat daarop gestoor is. Meer as 'n jaar na die ongeluk het die Margo-kommissie wat aangestel is om die ongeluk te ondersoek, die ongeluk toegeskryf aan 'n brand wat waarskynlik in die ruim van die vliegtuig ontstaan het, waar die bagasie en ander goed gestoor is, en as gevolg daarvan was hierdie ongeluk eintlik amper onvermydelik gewees. Nou hierdie tipe ondersoeke wat plaasvind, is standaard by enige vliegtuigongeluk. Die rede waarom hierdie ondersoeke plaasvind, is nie in die eerste plek om 'n klomp mense se nuuskierigheid te bevredig nie, maar om te verhoed dat daar ooit weer 'n ongeluk om dieselfde rede plaasvind. Indien daar byvoorbeeld gevind word dat 'n vliegongeluk veroorsaak is deur een of ander tegniese probleem in die vervaardiging van 'n spesifieke onderdeel van die vliegtuig,
dan word alle lugrederye wêreldwyd aangesê om nie so 'n vliegtuig weer in die lug te laat vlieg voordat daai tegniese fout nie eers reggestel is nie. En dit sou tog dwaas wees indien dit byvoorbeeld aan die lig sou kom dat 'n spesifieke vliegtuig 'n strukturele fout het wat tot gevolg het dat die engine byvoorbeeld in die lug kan afbreek, soos verlede jaar die geval was met die McDonnell Douglas vliegtuigongeluk in Kentucky in die VSA. En nou wonder jy natuurlik by jouself, nou wat het vliegtuigongelukke en ondersoeke te doen met Lukas hoofstuk 16? Maar broer en suster, as die vervaardigers van vliegtuie soveel moeite doen om uit die foute van die verlede te leer, waarom doen ons as Christene nie dieselfde nie? Waarom byvoorbeeld, as ons die verhaal van die ryk man en Lazarus lees en dit bestudeer en sien wat daar gebeur het en die rede sien waarom die ryk man se lewe so rampspoedig in die ewige verderf geëindig het, waarom kan ons nie ook uit sy foute leer, sodat ons eie lewens op 'n ander manier eindig nie? Die geliefdes, waarskynlik het julle nog nooit so daaraan gedink nie. En daarom is dit goed dat ons vandag gaan kyk na hierdie gedeelte om uit te vind presies waar ek en jy in hierdie verhaal inpas. Ons het mos nou al gesien met die gelykenisse dat ons moet dieper gaan soek, ons moet dieper gaan kyk na 'n gelykenis om uiteindelik uit te vind wat is dit nou regtig wat Jesus daardeur vir ons wil sê. Maar ons wil gaan kyk waar pas ons in hierdie verhaal in, juis sodat ons lewens nie op dieselfde manier eindig as die van die ryk man nie. En kom ek sê nou maar sommer by voorbaat, die Engelse praat altyd van 'n spoiler alert wat nou volg, dat die uiteindelike gevolgtrekking vir jou sommer 'n groot verrassing gaan wees. Jesus vertel hier nog 'n gelykenis. Hier in hierdie deel van Lukas is daar 'n klomp gelykenisse wat so een na die ander volg en Lukas het hulle vir ons baie goed opgeteken en Lukas beskryf ook hierdie gelykenis op 'n verskriklike aangrypende manier. In 'n enkele sin, net in een sin, word die swierige lewenstyl van die ryk man vir ons geskets. In mense gedagtes kan jy jou voorstel hoe die persoon se huis moes gelyk het. Ek sal my verbeel dat dit dalk 'n 3 verdieping huis is, 'n pragtige groot huis, en dat hy in hierdie huis bly. Die voordeure sou waarskynlik groot, swaar houtdeure gewees het, wat in die nagte met 'n groot slot gesluit kan word, om seker te maak dat die ryk man en al sy besittings daar binne veilig is. Ek sou my ook kon voorstel dat daar 'n hoë ringmuur rondom hierdie huis gebou is, ook met 'n groot hek wat gesluit kan word, sodat hierdie ryk man in vrede en in veiligheid in sy tuin kan rondloop en al sy besittings daar kan beskou en dit kan waardeer. Die daaglikse lewe van hierdie man word ook in hierdie een sinnetjie vir ons uitgebeeld. 'n Man wat duur en deftige klere besit het. Ek lees van 'n program wat so 'n klompie jare terug op televisie uitgesaai is, wat gegaan het daaroor dat hulle mense uitgebeeld het, hawelose mense wat daar voor die Withuis in Washington vir hulle self 'n tuiste gemaak het op die sypaadjie, en dis waar hulle gebly het. En die een program het juis gegaan om hierdie mense uit te beeld. En toe is dit direk daarna opgevolg met 'n volgende dokumentêre program, juis in kontras met wat ons daar in Washington beleef het, waar Amerikaners Parys toe vlieg en dan hoe hulle daar gaan om te gaan inkopies doen, waarskynlik by een van daai bekende modewinkels, Christian Dior of een van die ander bekende winkels waar 'n rok jou niks minder as $10,000, dis nou so in die omgewing van R165,000 sal kos nie. En die twee programme is die een na die ander uitgesaai
om iets van hierdie kontras uit te beeld, van die hawelose mense, wat daar op straat leef, teenoor hierdie mense wie se rykdom eenvoudig geen einde ken nie. En die ryk man van wie ons hier lees in hierdie verhaal, sal waarskynlik baie goed ingepas het by die lewenstyl van hierdie mense wat daar met hulle ontwerpersklere rondgeloop het. En dis die beeld wat Jesus by ons wil tuisbring as hy hierdie man beskryf. Iemand wat gewoond is aan niks minder as die heel beste nie. Vandag sal jy waarskynlik nog die mees moderne Bentley en moontlik 'n Ferrari ook daar in sy motorhuis gehad het. En ook as die ryk man sy eetgewoontes beskryf word, dan in hierdie selfde sinnetjie gebruik Jesus woorde wat ons laat dink aan 'n pragtige gedekte tafel met net die beste eetgerei wat daarop uitgestal is, net die beste disse en die beste wyn wat voorgesit is as jy daar eet. En in jou geestesoog sien jy hoe die man aan die tafel sit, omring deur persoonlike kelners, en hy klap net sy vingers en hulle kom en hulle bring vir hom die volgende gereg, gereed om die geringste wens wat hy uitspreek, om daarin gehoorsaam te wees. En alles wat in hierdie man se huis gevind word, getuig van geld, en baie daarvan. En Lukas beskryf hierdie hele prentjie wat ek nou verduidelik het, beskryf Lukas vir ons in een sinnetjie. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. Dis die een hoofkarakter van hierdie verhaal. En dan in twee sinne in die Afrikaans, eintlik in die Griekse teks is dit ook net een sin, beskryf Lukas vir ons die ander karakter, hoofkarakter van hierdie verhaal. Die armsalige Lazarus lê hier voor die ryk man, waarskynlik voor sy hek, waar hy met minagting beheen word deur almal. Mense wat daar verbyloop, ignoreer hom. Trouwens, die siektetoestand waaraan hy gelei het, wat vir ons daar beskryf word met die rou oop swere, was waarskynlik so walglik dat die mense in elk geval ver weg sou ombeweeg het rondom hierdie man, net vir ingeval hy hulle dalk op 'n manier sou kon aansteek met sy siekte. En dag vir dag word daar in hierdie sinnetjie vir ons vertel, het die man daar gelê en hoop dat hy van die afvalkos van die ryk man se tafel sou kry om te eet. Ons kry nie enige aanduiding daarvan dat hy ooit van daai kos gekry het nie. Waarskynlik het die ryk man daai kos vir die honde gegee om te eet. Die enigste wat dit naby hierdie man gewaag het, was die straathonde wat sy swere kom lek het. En nou, ironies genoeg, beteken hierdie man se naam Lazarus, God is my ontfermer. Lukas skryf daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daarin kom lek. Dis dan die twee hoofkarakters in hierdie verhaal. 'n Ryk man wat gewoond is aan weelde en 'n arm man wat aan niks anders as ellende gewoond geraak het nie. En nou weet ek, jy is op hierdie oomblik besig om vir jouself die vraag af te vra, wie van hierdie twee karakters is ek? Kan jy vergelyk word met die arme Lazarus? Sekerlik nie. Ek kan eerlik nie sê dat ek enige iemand hier in die kerkgebou sien vandag wat so arm en ellendig is as Lazarus nie. Maar sou jy redeneer, jy kan dan seker ook nie vergelyk word met hierdie ongevoelige ryk man nie. En weet julle, ek kan my ook nie indink dat enige een van ons vandag regtig met daardie ryk man vergelyk kan word nie. Ek kan nie glo dat enige een van ons in die kerk
so laag en so gemeen sou wees, soos wat daardie ryk man was nie. As ek vanoggend vir julle moet sê, hier's 'n gesin in die gemeente, hulle kry verskriklik swaar, hulle het nie eens kos om te eet nie. Kom ons bring geld, dat ons vir daai mense kan gaan kos koop. Dan weet ek, elkeen van julle gaan 'n bydrae maak, om daai persoon te help. Sonder twyfel. Maar, dit is nie die eintlike probleem met die ryk man nie. Die ryk man sou heel waarskynlik, as hy vandag geleef het, soveel rolprentsterre en ander vooraanstaande persone dalk 'n klomp geld gegee het om arme mense te help. Hy sou heel moontlik 'n trust gestig het en gesê het, hierdie trust moet sy geld beheer en dit spandeer op verdienstelike sake, mense wat swaar kry. Baie moontlik sou hy dit gedoen het. Die ryk man was nie noodwendig boos en sleg nie. Dis nie dat die ryk man 'n besluit geneem het by homself, ek weier om enige persoon wat swaar kry te help nie. Dis nou nie dat die ryk man vir die arme Lazarus mishandel het nie. Dis nie dat die ryk man opdragte gegee het aan sy bediendes om byvoorbeeld nooit vir daai man kos te gee nie. Dis nou nie dat die ryk man die polisie gebel het en vir hulle gesê het dat hulle die arme Lazarus daar voor sy hek moet verwyder nie. Om die waarheid te sê, die ryk man het nie eens agtergekom wat hy besig was om te doen teenoor Lazarus nie. Want, jy sien, die ryk man se eintlike probleem was dat hy nie vir Lazarus raak gesien het nie. Hy dag vir dag uitgegaan by sy huis, uitgegaan by die hek, maar nooit het hy bewus geword van die nood van Lazarus wat daar lê nie. Sy rykdom het eenvoudig sy oë gesluit vir hierdie patetiese figuur op die sypaadjie. En dit is die skokkende van hierdie verhaal wat Jesus vertel. Omdat sy oë gesluit was vir hierdie arme man wat daar op die sypaadjie lê, was sy oë ook gesluit vir God. En dit lyk vir my, is die groot probleem, die groot gevaar van rykdom, en waarom die Bybel ons so aanhoudend waarsku daarteen. Nie teen rykdom as sulks nie, maar waarsku teen die gevaar wat rykdom inhou. Want geld en besittings het die manier om ons blind te maak vir ander mense. Die ryk man het homself toegebou, toe agter deure, toe agter 'n ringmuur, toe agter 'n hoë hek, sodat hy nie nodig het om mense daar buitekant raak te sien nie. Hy het nie nodig om die ellende van ander mense raak te sien nie. Binne hierdie mure wat hy rondom homself gebou het, was die ryk man afgesluit van al hierdie dinge. En omdat sy rykdom hom blind gemaak het vir mense wat swaar kry, mense wat in nood verkeer, lees ons, is hy uiteinde dat hy na sy dood die ewige verderf binnegaan. En dan, byna soos in 'n sprokiesverhaal, word die rolle van hierdie twee persone onmiddellik na hulle dood omgeruil. Hierdie twee hooffigure. Die een wat sy lewe lank in weelde geleef het, leef nou in ellende. En die een wat sy lewe lank in ellende geleef het, leef nou in die ereplek langs Abraham. Dan gebeur daar 'n interessante ding. Vir die eerste keer in hierdie verhaal kry ons iets van 'n menslikheid wat plaasvind by hierdie ryk man. As hy by Abraham pleit om vir Lazarus te stuur om sy 5 broers te waarsku om nie dieselfde fout te begaan as wat hy begaan het nie. En dan reageer Abraham hierop en hy sê,
dat die broers die woorde van Moses en die profete het. In ander woorde, Moses en die profete is maar 'n manier om te sê die Ou Testament. Hulle het die woorde van die Ou Testament gehad. En hulle kon daarin gelees het wat die Here van hulle verwag. En dit is die belangrike ding waarop hulle sou moes let. Die Bybel, of dan die Ou Testament in hulle geval, sou hulle gewaarsku het. Maar nou kom die ryk man en hy verdedig nou sy standpunt en hy sê nee, hy self het nie geluister na die wet en die profete nie. Vir sy broers is daar 'n groot moontlikheid dat hulle ook nie daarna sal luister nie. Dit sal hulle ook nie oortuig nie. Maar as daar 'n wonderwerk kan plaasvind, as Lazarus uit die dood kan opstaan en Lazarus sou nou hulle toe gaan en hulle gaan waarsku, dan sou hulle luister. So redeneer hierdie ryk man. Nee, sê Abraham. En hiermee word die gesprek dan afgesluit. As hulle vir Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie luister nie, selfs al sou iemand uit die dood opstaan om met hulle te praat. Of soos iemand dit in sy eie woorde gestel het, as hulle onmenslik kan wees met die Bybel in die hand en Lazarus by hulle hek, sal geen openbaring van die heerlikheid van die hemel of die verskrikking van die hel hulle ooit anders kan laat optree nie. God se openbaring in sy woord is vir die 5 broers genoeg. Dis beskikbaar, hulle moet dit net lees en dit doen. Net soos wat dit vir die ryk man beskikbaar was. Maar die implikasie van wat Abraham hier sê, is dat as hulle besluit om God se woord te verwerp, dan gaan hulle eendag voor God moet regstaan oor hulle onwilligheid om God se liefde te demonstreer op aarde. En weet julle, eintlik is dit vir ons verskriklik maklik om ons lewens so te beplan dat dit nooit nodig is, of dan baie selde nodig is, om van aangesig tot aangesig te kom met mense wat in nood verkeer nie. As daar 'n program op die televisie is waarin die nood van mense uitgelig word, dan skakel ons eenvoudig oor na 'n ander kanaal toe, waar daar meer vermaak is waarna ons kan kyk. As ons by 'n winkelsentrum inry en ons sien 'n persoon daar rondstaan wat kos soek, dan kies ons onwillekeurig 'n parkeerplek wat 'n hele entjie weg is van daardie persoon af, sodat daai persoon nie ons rustige bestaan kan ontwrig nie. En kom ons wees maar eerlik, ons almal doen dit. Ek doen dit ook. Ek doen dit elke keer as ek nie bereid is om te luister hoe dat die Heilige Gees my aanpor om daai nood raak te sien nie. Elke keer as ek die Heilige Gees 'n bietjie wil probeer stil maak, dan gesoek ek 'n ander parkeerplek. Maar as ek begin luister na wat die Here wil hê, dan weet ek kan dit nie so maklik doen nie. Dit raak vir my persoonlik al hoe moeiliker om daardie stem net eenvoudig te ignoreer. Die sonde van die ryk man was nie dat hy doelbewus vir Lazarus kwaad aangedoen het nie. Die sonde van die ryk man was nie dat hy uitermate ryk was nie, dat hy 'n verskriklike groot bankrekening gehad het nie. Die sonde was dat sy rykdom en sy gemaklike lewenstyl gemaak het dat hy doodgewoon nie vir Lazarus raak gesien het nie. Dat hy dalk selfs half oor hom sou moes trap as hy daar by die hek uitkom, maar hom steeds nie raak gesien het nie. Broer en suster, nou die groot vraag. Wie is ek en jy in hierdie verhaal? Is jy dalk Lazarus? Nee,
Ons het mos gesê, ons is nie soos Lazarus nie. Is jy dalk die ryk man? Nee. Ook nie hy nie. Kom ek help jou. Ons is een van daardie ryk man se broers. Een van daardie 5 vir wie die ryk man so graag wou waarsku. En die Here gaan nie vir Lazarus uit die dood uitstuur om vir ons te waarsku nie. Maar die Here het vir ons sy woord gegee. Hy het vir ons die Ou Testament en die Nuwe Testament gegee, wat ons moet lees en ter harte moet neem, wat ons moet begin toepas in ons eie lewens. In hierdie woord, in die Nuwe Testament, het ons die voorbeeld en die woorde van Jesus Christus. Ons het die Heilige Gees ontvang wat voortdurend in ons gedagtes met ons praat, wat gedurig in ons gedagtes influister, hoe jy moet optree, wat die regte ding is om te doen. Die Here het al hierdie dinge vir ons gegee, om ons te help. Ons moet net luister. Soos met die destydse Helderberg vliegramp, is die ondersoek afgehandel. Die oorsaak van die ryk man se noodlottige einde het ons bepaal. Sy oë was bot toe vir ander mense se nood. En nou dat ons weet wat die uitslag van hierdie ondersoek is daar die volgende groot vraag. Wat sê dit vir my en vir jou, hoe ons na ander mense kyk? Amen. Here, ons bid vandag dat U ons harte sal sag maak. Dis so maklik om met harde harte rond te loop. Dis so maklik om verby te loop waar daar nood is. Dis so maklik om ons rug te draai op ander mense. Ons bid dat U deur U Gees in ons harte sal werk en dat U ons harte sal sag maak. Dat U ons oë sal oopmaak. En Here, dat U ons ore sal oopmaak sodat ons die influistering van die Heilige Gees kan hoor in ons daaglikse lewens. En Here, ek kom bid vandag dat U hierdie gemeente hier in Paul Pietersburg 'n omgee gemeente sal maak. Gemeente wat regtig omgee vir mense. Ek kom bid dit in Jesus se naam. Amen.